Hierdie woord, glo ek het in my hart kom lewe in hierdie week en ek is kinderlik opgewonde vir dit wat die Here wil kom doen, want as ons die woord gaan bestudeer rondom die krag uit die hoogte, dan is dit 'n belofte en 'n natuurlike uitvloei wat saamgaan, want ons celebrate die doop. So ons celebrate 3 dinge in die kerk. Ons celebrate as daar sondaars tot bekering kom. Ons celebrate wanneer daar mense die Here volg deur die doopwater. En dan is dit vir my asof ons die 3de ene nie baie celebrate nie. Maar daar is 'n krag en ons gaan nou daaroor praat. 'n Krag uit die hoogte. Wanneer mense al 3 dit beleef, want hy sê, bekeer julle, laat julle doop en laat julle gevul word deur die krag van die Heilige Gees. Maar ons celebrate nie daai laaste ene nie. En vandag, jammer as dit jou eerste keer is. Gelukkig gaan jy, hopelik is jou eerste keer in die kerk, as jy nie gewoond aan ander goed nie. Maar Jesaja 61 sê, Jesaja profeteer dit, en ek wil hê jy moet dit sien, dis in die Ou Testament, in die begin van jou Bybel. Die Heilige Gees was nog nie uitgestort nie. Maar Jesaja profeteer in Jesaja 61 vers 1, hy sê, dis nie op die skerms nie, hy sê, die Gees van die Here is op my. Die Gees van die Here is op my. Profeteer hy. Die Heilige Gees is nog nie uitgestort op mense nie, maar hy sê, die Gees van die Here is op my. Maar in Johannes 16 lees ons, dat toe Jesus voordat hy opgevaar het, toe sê hy vir sy disippels, dit is voordelig vir julle, dat ek gaan. Want die mense daai tyd op die aarde, het toe 'n mens begin volg. En Jesus was nooit van plan dat mense hom as 'n mens moes volg nie. Hulle moes die Gees, en hy praat gereeld oor, julle moet die Vader volg. Want die Vader, die Gees, Heilige Gees is 3, maar hy sê, volg die Heilige, dis voordelig vir julle, en ek stuur vir julle iets beter, as ek wat julle volg. Ek stuur vir julle die Heilige Gees. Net daar waar jy is, wil ek hê jy moet jou oë sluit, dat ons net kan bid. Dankie Here, dat U teenwoordig is in hierdie plek. Here, en ons wil kom repent voor U, Here. Here, as ons ooit gemaak het, dat ons net die eerste 2 van daardie skrif celebrate. Here, maar ons het vergeet om te celebrate wanneer die krag uit die hoogte, die krag van die Heilige Gees, 'n plek kom vul, mense se lewens kom vul, mense opnuut kom aanraak. Here, want daar's 'n uitvloei aan wanneer U krag oor mense vaardig raak, in die naam bo alle name, Jesus Christus. Amen. So, ek begin met hierdie skrif eers uit Romeine 10 vers 17, wat sê, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. So hy sê, jou geloof word gestig uit dit wat jy hoor. OK? En dit wat jy hoor, behoort uit die woord van God uit te kom. So jou geloof kan nie gestig word deur dinge van hierdie wêreld en mooi praatjies nie. So as jy ooit by 'n kerk kom, en as jy ooit by hierdie kerk kom, en daar's 'n mooi praatjie, en die ou praat nie uit die woord uit nie, en dan het hy nie jou geloof gestig nie. Hy het jou emosies opgestuur, dis al wat hy gedoen het, en jou laat goed voel. Daai sal nooit waarde dra nie, jy sal daar uitstap, en jy sal môre weer presies dieselfde hoor. Maar die woord van die Here, stig jou geloof. So jy moet die woord hoor, dis hoekom daar's 'n waarde en 'n krag daaraan, as daar die prediking van die woord is, of iemand deel met jou sy getuie, of iemand deel met jou die woord van die Here, wanneer jy dit hoor, dan stig dit jou geloof, en jou geloof het dan 'n effek op dit wat jy dan sal uitbring daarna. So hierdie woord
is nie gebaseer op hierdie skrifgedeelte nie, maar ek wil hê gereeld preek ons hier van die verhoog af. En jy hoor die woord, en as jy die woord hoor, dan moet dit jou geloof stig. Maar ons het op 'n plek gekom waar ons passief sit. En ons lewe net van Sondag na Sondag. Hier by Vrydag, dan raak die week lank. Ja, dan is jy soos, ek moet nou by die kerk kom, want my geloof begin nou afwaarts tuimel. En dis hoekom ons in die week oral geleenthede skep, sodat jy weer die woord kan hoor en jou geloof weer opgetel kan word en gestig kan word. So as jy nie daar betrokke is nie, dan raak jou week baie lank. Maar dis nie net die antwoord van die woord nie, want ons hoor die woord, en ek vra myself in die week, en ek kry 'n hartseer gevoel in my, vir ons as gemeente, en ek raas nie met jou nie, ek as herder voel hartseer, want so gereeld kom ons, Sondag in die kerk, Dinsdag by die young adults, Woensdag by die vroue, Woensdag wat nou kom, die mans, Vrydag by die ou mense, Sondag weer by die kerk, dan hoor ons die woord. En daardie woord het baie keer instruksie vir ons. En dan vra ek myself, as ek dan die woord preek, en ek gee vir jou die woord wat veronderstel is om jou geloof te stig, moet dit nie net jou geloof stig nie, dit moet oorgaan na aksie. As jy dit waarlik glo, sal jy dit doen. Hoekom, as ek dan, nie ek nie, as die woord van die Here sê, gaan en maak disippels van alle nasies, en doop hulle, en leer hulle alles, hoekom maak mense nie disippels nie? Ek het 'n Dinsdagoggend hier vir die ouens gevra, hoekom maak mense nie disippels nie? En Dinsdagoggend in my stilte tyd, praat die Here hard en duidelik met my. Jy kan hierdie woord hoor, by al die geleenthede, wat daar vir jou is. Dit kan jou geloof stig, dit kan alles doen, maar as jy nie die krag uit die hoogte ervaar nie, van hierdie woord, dan sal dit maar net altyd letter bly. Dit sal vir jou letter wees, en jy sal dit nie gaan uitleef daar buite nie. So kom ons begin by die woord. Lukas 24, vers 49, en dis die kruks van die titel ook vandag. Dit sê, Jesus sê hierso, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader. Ek, Jesus, stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly, tot julle toegerus is met die krag uit die hoogte. Kyk, Jesus verskyn na sy opstanding, ons het nou verlede week die kruisiging, die opstanding geselebreit. En Jesus verskyn aan mense. Die teoloë sê, hy het aan ten minste 500 mense in daardie tyd, voordat hy opgevaar het hy gaan verskyn, en hy het hierdie vir hulle gegee. Hy sê, ek gee vir julle hierdie belofte, maar julle moet in die stad Jerusalem gaan wag. En dan as ons so 'n paar weke Pinkster hou, is dit die tyd wat ons nadink, toe mense met die krag gedoop was. So as hy 500 mense aan hulle verskyn het, en hierdie belofte aan hulle gegee het, en vir hulle instruksie gegee het, gaan wag, sodat julle krag uit die hoogte kan ontvang, want hy het geweet, hulle sal dit nie by hulle self kan doen, hulle moet krag uit die hoogte ontvang. En daardie krag is die krag van die Heilige Gees. Maar dan vra ek myself, 500 mense kry dieselfde instruksie, maar net 120 daag op. Ek dink daar was dalk, want daar was 'n tydperk
wat hulle in die bovertrek moes wag. En ek het in die week het ek met iemand gepraat. Wie was dit? Kan ek nie onthou nie. Ons hou nie van wag nie. Wie hou van wag? Wie hou van wag? Is daar iemand wat van wag hou? Claude, hou jy van wag? Nee. Hier. Corine moenie vir my sê ek het vir jou 'n persent gekoop vir jou verjaarsdag en my verjaarsdag is eers so 2 maande nie. Ek gaan hom gaan uittel. Want ek kan nie wag nie. Ons oudste. Ja, hy hou van persente. Hy wag vir niks nie. Die jongste, niemand wag vir Malan nie. Maar net 120 dae op in die bovertrek, en ek het vanoggend met die worshipspan dit gedeel. Ek is nie 'n wiskundige nie. 120 word gevul. 120 word gevul met die krag van die Heilige Gees. 3000 kom tot bekering. Die wiskundiges, op my matrieksertifikaat staan daar ook geplaas vir wiskunde. So ek het opgehou wiskunde verstaan toe hulle die alfabet bygebring het. Ek weet nie hoekom hulle dit wil doen nie. Wiskunde is met plus en minus en maal en deel. Dit het ek verstaan. As daar 120 gevul was met die krag van die Heilige Gees, wat sou die effek gewees het as daai 500 die instruksie gevat het en gegaan het en gewag het vir die krag en 500 was gevul. Ek glo met alles in my, deel van daai 3000 wat tot bekering gekom het, was daai 340 wat nie wou wag nie. Of nie heeltemal, die Here het gesê, gaan na Jerusalem, hy het nie gesê, wag nie. So hulle het 'n draai in Jerusalem gaan stap en, okay, dit lyk cool hier so en weggegaan. Maar hierdie krag wat hy van praat, in Grieks is die woord dunamis. Hierdie woord krag is die woord dunamis. So as hy sê, daar sal 'n krag uit die hoogte op julle uitstort. Daai dunamis is dieselfde as die woord, kom van die woord dynamite. Nou ek wil jou vra, wanneer mense met die krag van God gevul is, dink jy dit is soos 'n of neem mense notisie wanneer iemand met sy krag, sy waaragtige krag, nie plastiek aangesit, want dit is korte duur. Wanneer die krag van die Heilige Gees oor iemand kom, ek skryf hierso neer en ek wil dit so vir jou sê, dit beteken nie 'n gewone krag nie. Dit beteken 'n bonatuurlike krag, 'n goddelike, jy kry goddelike vermoë, wonderwerkende krag, inwonende krag wat iets laat gebeur. So wanneer mense wragtig gevul word met die Heilige Gees krag, dan is die natuurlike uitvloei 3000, 5000. Dis 'n my wiskundige brein kan dit nie uitfigure nie. My bietjie. My oorgeplaasde wiskunde. Julle mag nou nie minder van die pastoor dink nie. Ek gebruik die wiskunde in my werk vandag nie. Jy doen dalk, maar ek nie. Ek stel liewer 'n tesourier aan om die geld te tel. So wat Jesus eintlik hierso sê, julle sal nie net 'n bietjie hulp kry nie. Julle sal hulp kry wat julle nie sal verstaan nie. Maar wanneer jy gevul word met sy krag, dan beklee God julle met sy eie ontploffende, bonatuurlike krag van bo. So dis wat hy hierso sê. Totdat julle toegerus is met my ontploffende, bonatuurlike krag van bo.
En dan wanneer iets ontplof, dan neem mense notisie. En, ons het nou nog nooit oorlog hier gehad nie. Maar ek hoor en ek sien op die nuus, as daai missiele land in Irak of in waar ook al hulle nou oorlog hou. Jy hoor dit van kilo's ver af. Daar val nog 'n bom. Ons het in Boksburg op 'n tyd het hulle baie dinamiet geskiet onder in die goudmyne. As daai dinamiet daaronder afgaan, dan skud die deurposte skud. Soos wat die woord sê, jou vensters ruk soos wat daai dinamiet kilo's onder die grond. Hier is ons Boksburg mense hierso. Daarso, hulle is my getuies. So mense neem notisie. Almal weet, daar skiet hulle weer onder die grond. Is nie besig om oorlog te voer nie. As al besoekers saamkom, as hy eerste dinamiet afgegaan het, ek onthou, dan skrik daai mense, hulle hol, hou vas, wat gaan aan? Nee, moenie waar nie. Die ouens hou net aan. Hulle worry niks nie. Die skole, die onderwysers hou aan skool hou aan praat, is niks nie. Maar God wil Klein Karoo gemeente weer opnuut kom vul met sy bonatuurlike ontploffende krag van bo. En ek wil jou, baie mense sê, ja maar pastoor, ek sê heeltemal seker van hierdie nie. Want so maklik kan dit plastiek raak, en ek wil jou waarsku, pas op dat dit nie aangesit word nie. Want dit sal van korte duur wees. Wanneer die krag van die Heilige Gees iemand se lewe kom aanraak, dan transformeer dit hom konstant. Maar dit is die wil van die Here, dat sy kerk bonatuurlik gevul sal word. En ek sê hierdie skrif hierso, Efesiërs 5 vers 17, daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Die wil van die Here is dat jy olie in jou lamp sal hê, soos wat Matteus 25 vers 4, ek gaan nou daai skrif lees, moet hom nog nie opsit nie. Maar God wil sy kerk met sy krag, met sy krag kom optree. Maar ons het gemaak dat YouTube video's en 'n klomp ouens se verskillende valse leerlinge oor die krag van die Heilige Gees, en dan nog die valse ouens wat funksioneer onder 'n nie Heilige Gees krag nie, dis 'n mensgemaakte krag. En sê hy is die een, dan kry mense seer. En dit is die mure wat ons dan opbou, wat maak dat ons nie regtig verstaan wat die Heilige Gees wil kom doen en kom doen nie. Maar ons lees in Matteus 25 van die 10 maagde. En vers 4 sê, maar die verstandige, onthou Efesiërs 5 vers 7 sê, daarom moet julle nie onverstandig wees nie. So vers 4 sê, maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam hulle lampe geneem. Sien, jy kan nie net olie saamvat nie. En jy kan nie net 'n lamp saamvat nie. Want party mense bring die woord van die Here en hy bring net die lamp. Geen vuur nie. Party mense bring net die vuur en nie die lamp nie. Hy sê, wees verstandig, bring olie in julle kanne, genoeg olie in jou kan, en bring jou lamp ook saam. So wanneer jy daardie twee saamvoeg, en daar kom 'n vonk, dan brand die vuur van God. So daardie olie, as dit in die woord praat oor olie, dan praat dit oor die Heilige Gees. So die Heilige Gees is daar en is altyd daar. Maar jy moet jou lamp saambring. Jy moet die woord van God saambring en daai twee saamvoeg.
En daai twee saam, as daar dan lig is, as die krag van die Heilige Gees begin ontbrand in iemand se lewe, dan trek dit mense aan. Dit trek mense aan, die krag van die Heilige Gees trek mense aan. Dis hoekom dit van 120 na 3000. Hulle sê daardie 120 was nie in die boefretrek, was nie geleerdes nie. Van daai 120 was 11 van hulle was die disippels. Hulle was so bietjie geteach, maar ek dink hulle was baie onseker in hulle self ook op daai oomblik. Nou skielik kom daar 3000 mense tot bekering. Jy is te dun en te min om vir hulle almal te kan wys. Maar die krag van die Heilige Gees sal dan die werk doen. As die Heilige Gees aktief betrokke raak in jou lewe of in 'n gemeente, dan begin die dynamite, die dunamis, die krag van die Heilige Gees begin sy werk doen. En wat is die Heilige Gees in ons lewens? Die Amplified Classic sê dit vir my so mooi in Johannes 14 vers 26. Dit sê, but the comforter, the counselor, the helper, the intercessor, the advocate, the strengthener, the standby. Dit is vir my so mooi om, wat die Heilige Gees is, hy's 'n comforter, hy sal 'n counselor vir jou wees. Hy sal 'n helper wees wanneer jy hulp nodig het. Hy sal vir jou in die gap staan. Hy staan in die gap. Hy's 'n advokaat vir jou wanneer jy 'n advokaat nodig het. Hy gee jou krag wanneer jy nodig het en hy is altyd by jou. He's a standby. Hy's hier by jou. Hy verlaat jou nooit nie. Nou vra ek jou, en nou gaan daar dalk 'n paar verskillende antwoorde wees. Het alle, en ek kyk nou hierso vir my bestuursraad, hulle moet my dalk ook saam antwoord. Het almal wat tot bekering gekom het, Jesus aangeneem het as sy verlosser, het almal die Heilige Gees? Sê my gou hardop. Wie sê nee? Jy mag nee sê. So as jy Jesus aangeneem het, het jy die Heilige Gees. Amen. Kan hy van jou af weggaan? Boelie, kan hy van jou af weggaan? Net as jy hom verloon. Net as jy hom sê, want hy's 'n gentleman. Hartseer maak. Maar ek glo ons maak hom hartseer gereeld, maar hy's genadig. Dis reg. So wanneer ons tot bekering kom, dan kry ons die Heilige Gees free of charge. En hy gaan nooit van jou af weg. Al gaan stap jy 'n draai in die wêreld. Al raak jy die pad byster, gaan hy nooit van jou af weg nie. Ek het probeer om hierdie video te kry, maar kon dit nie kry nie, en vir my 'n amazing ding is. Ek gaan hom vir jou vertel soos wat ek hom kan onthou. Hierdie pastoor vertel hierdie storie. En hy sê op hierdie dag bars daar 'n ou in sy kantoor in. So dis nie my storie nie, ek vertel dit van iemand anderste. Bars daar 'n ou in sy kantoor in en hy sê vir hom, ek het Jesus Christus nodig. En jy moet vir my nou bid. Want ek het 'n redder nodig. Ek is heeltemal van die pad af. En hy lei hom na Jesus toe. Weet nie wie hy is nie. Bars in sy kantoor in, lei hom na Jesus toe en hy kom tot repentance net daar. En hy sê vir hom sit. Hy sê, wie is jy en van waar af kom jy? En hierdie ou sê, ek is 'n warlock witch. Hy sê, ja. En hy sê, wat ons gedoen het, is ons het Christene vervloek.
En die pastoor sê, ja, maar ek verstaan hierdie nou nie. Hy sê, hoe het jy geweet watter, hy sê toe, ons het hulle vervloek, maar daar's 'n klomp wat ons nie kon vervloek nie. 'n curse op hulle sit. Dit is die woord wat hy gesê het, put a curse on them. En hy sê toe, maar hoe het jy geweet, hoe kon jy onderskei? Hy sê, die kinders van die Here het 'n vlammetjie gehad, wat net hier brand. Net so. Dit is nou in die gees, né? Hy sê 'n vlammetjie sien hulle in die gees net hier brand. En ek gaan hierdie in Engels sê, jy moet nou jou translators aansit. Ek weet die Oudtshoornite het nie so iets nie, maar vra maar iemand langs jou as jy nie weet wat ek nou sê nie. Hy sê, but there was a certain kind that we could not curse. Hy sê, and those, their whole being was in flames, because they spoke in a funny language. Hulle was gevul met die krag van die Heilige Gees. Hy sê, if we curse them, that curse will come back at us. Kom ek vertel jou, daar's 'n krag wanneer mense in tale kan begin praat. Dis nie die enigste teken nie, moet jou sê, gaan lees dit, ons sal dit volgende week 'n bietjie meer dieper daarin gaan. Maar dit is een van die tekens. Petrus sê self, in Handelinge 2, en dis nou hierdie skrif wat ek nou gelees het ook. Petrus sê in Handelinge 2 vers 38, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Is die waterdoop wat ons verlede week gehad het, net verseker is? Ouens, julle moet saam met my preek. Vir almal. So as daai skrif daar sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Dan gaan hy aan. Hy sê tot vergifnis van sondes, die B-gedeelte, tot vergifnis van sondes. So die doop is tot vergifnis van sondes. En dan sê hy, en julle sal, nie miskien nie, julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Nou sê ek hierso, let op ontvang. So dis in Handelinge 2, sê hy, bekeer julle, laat julle doop, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Dis hoekom ek gesê het, en julle het almal saamgestem, dat die Heilige Gees, wanneer jy tot bekering kom, gedoop is, dan ontvang jy die Heilige Gees. Jy ontvang dit. So dis tot bekering, doop, en jy ontvang die Heilige Gees. Efesiërs 5 sê, en is 'n fondasie wat ek bou op die volgende skrif. Hy sê, maar moenie dronk word op wyn nie, want daarin lê losbandigheid. So nou gaan jy sê, pastoor, jy kan nie dit sê nie. Sê, moenie dronk word op wyn nie, want daarin lê losbandigheid. Hy sê nie, jy mag nie drink nie. Maar, ek kan dit sê van Corine, want sy drink nie. Vir Corine sal 2, nee, vir Corine sal 1, kom ons sê glasie wyn, te veel wees. En daarin sal losbandigheid lê. Maar vir Poelie, en ek kan dit van Poelie ook sê, vir Poelie kan hy 'n kas bier uitdrink. Hy doen nie, asseblief. Hy doen nie. Ek wil nie my vinger aan iemand anders wys nie. Poelie kan 'n kas bier uitdrink. Dan is hy nog alright. Nou sê Corine, maar hoe werk dit? Nou sê sy môre, okay, ek gaan by Poelie bly. Ek gaan hom wys, ek gaan hom onder die tafel indrink. Want dis wat die ouens doen. En dan drink Corine 6 biere. En daarin lê losbandigheid.
Kobus, jy kan sê, ek sal dit na die tyd vat hoor. Ek kan dit nie nou vat nie. Dit klink dringend. Bly hierso. So daar lê nie losbandigheid, asseblief, ek sê weer, Poelie drink nie 'n kas bier nie. 2 kaste. Soos pastoor, jy vat my die gesig hierso. En hy sê, daarin lê losbandigheid. Maar hy sê nie hierso, hy gaan nie op die skrif nie. Hy gaan nie op die drink so baie nie. Hy sê, moenie te veel drink, want daarin lê losbandigheid. Maar drink eerder van die Heilige Gees, maar word eerder met die Heilige Gees vervul. Ek wil amper sê, word losbandig in die Gees. Nie die lelike losbandig nie. Maar hierdie woord is vir my, en weer eens wil ek jou daai 2, Handelinge 2 vers 38 het gesê ontvang. Efesiërs sê, maar word met die Gees vervul. Nie net ontvang nie, word vervul met die Gees. Handelinge 4 vers 31, en toe hulle gebid het, is die plek, so vers 4 is die volgende keer wat mense weer gevul is. So Handelinge 2 is hulle die eerste keer, die 120 vervul, Handelinge 1 en 2. Handelinge 4 is die tweede keer wat mense vervul is. Hy sê, en toe hulle gebid het, so jy word nie net vervul nie, jy moet bid, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is almal vervul. Sê vir die ou langs jou, almal vervul, nie net ontvang nie, hulle is vervul met die Heilige Gees, en het die woord van God met vrymoedigheid gepraat. Nou stop ek hierso, nou gaan ek terug na daai woord. As die woord sê, gaan en maak disippels van alle nasies, wat stop dat ons nie gaan disippels maak van alle nasies nie? My eie vlees, want ek begin twyfel in myself. Want ons ontvang net die woord en sê, gaan maak disippels. Hierdie woord sê, jy sal die woord van God met vrymoedigheid, hulle het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Jy sal die woord van God met vrymoedigheid, al kom jy nou tot bekering, nou, en jy word gedoop, en jy word gedoop met die krag van die Heilige Gees. Hierdie hele boek sal jy in 'n oogwink kan gaan vertel aan mense. Daar sal geen twyfel aan jou wees, want dis wat hierdie woord sê. Hulle het die woord van God met vrymoedigheid gepreek. Daai 3000 wat tot bekering gekom het. As hy tot bekering kom, ken hy nog nie die woord van God nie. Hy het nog niks gehoor nie. Hy weet nie wat hierdie is nie. Maar wanneer alles gevul met die krag van die Heilige Gees, toe kon hy hierdie praat met vrymoedigheid. En hierdie skrif sê vir my, dit is die key, dat die kerk kan doen wat hierdie woord sê, want dit sê, as jy gevul word met die Heilige Gees, sal jy dit met vrymoedigheid kan praat. Handelinge 1, ek gaan weer terug na die oorspronklike 120 toe. En hy sê, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde. Julle sal my getuies wees. Jy sal my getuie wees wat die Here in jou lewe doen. Jy sal dit met vrymoedigheid met ander kan gaan praat. Hierdie alles is wanneer die krag van die Heilige Gees begin funksioneer in jou lewe, dan stop niks en niemand die kerk van die Here nie. En ek praat van die globale kerk van die Here. Die bruid van Christus. As mense gedoop word, tot bekering gekom het, gedoop word in water en gedoop word in die Heilige Gees.
En hierdie is 'n belofte vir elke een van ons. Handelinge 2 vers 39 sê, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is. Dit wat die Here, ons God, na hom sal roep. Die wat die Here, ons God, na hom toe sal roep. Galasiërs 3 vers 14 sê op hierdie belofte, hy sê, en dit gaan terug na daai heel eerste skrif wat ek ook gesê het, dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Dat ons die belofte van die Gees deur die geloof sal ontvang. So daardie skrif het gesê, die geloof kom deur die gehoor, en die gehoor deur die woord van God. Hoor die woord, dit sê, dat die belofte van die Gees deur die geloof sal jy ontvang. En daardie belofte sal krag uit die hoogte vir jou gee. Dit sê ook in Handelinge 1 vers 4 tot 5. Dit sê, hy het hulle bevel gegee om te wag op die belofte van die Vader. Want Johannes het wel met water gedoop. Verlede week, waar is die ouens wat gedoop was? Hier is een hier voor, Simonei, daar so Debbie, wie is nog? Is daar nog iemand? Daar was 8, Linda. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na daardie dae nie. Ek wil jou skrifgedeelte lees. En ons lees dit in Johannes 4 vers 14. En ek wil jou vandag vra, ons gaan nou in aanbidding ingaan. En ek wil by jou pleit dat jy waaragtig sal aanbid. En as jy 'n soeke in jou het om gevul te word deur die Heilige Gees, gaan 'n paar van ons hierso wees. Ons gaan nie hier voor staan nie, maar as jy vorentoe kom, dan gaan ons vir jou bid. Dis tyd dat die krag van die Heilige Gees sigbaar kan begin raak, prakties gaan begin raak. Maar dit sê in vers 14, Johannes 4 vers 14, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word soos 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Vers 23 en 24. En ek wil hê die worshipspan moet begin speel hierso. Vers 23 sê, maar daar kom 'n uur, daar kom 'n oomblik, en ek glo die Heilige Gees het dit gelei dat dit vandag daardie uur moet wees. Daar kom 'n uur, moet 'n dringendheid in jou opstaan, en dit sê, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders van die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Sien, hy sê nie net in gees nie, en hy sê ook nie aanbid my net in waarheid nie. Hy sê aanbid my in gees en in waarheid. Want die Gees is die comforter. Die Gees is die een wat sal orde hou en orde handhaaf. Die waarheid is die een wat sal uitwys wat moet jy weg in jou lewe. Die waarheid sal skeiding bring tussen swart en wit, duisternis en lig, reg en verkeerd. Die waarheid
sal mense lei na Jesus Christus toe. Maar as jy hom aanbid in gees en in waarheid, dan sê hy, sal jy nooit dors nie. Vers 24, en hy sê dit dan weer, is vir my so profound. Hy sê, God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en in waarheid aanbid. Ek wil jou vra dat jy moet opstaan. Elkeen. Dalk het jy al voorheen gekom vir dat die Here jou moet vul. Dalk het mense al vir jou gebid en jy is nooit gevul nie. Ek wil jou vra dat jy in gees en in waarheid. Hoe lyk 'n aanbidder? Mense kan sien jy is besig om te aanbid. Daai ontploffing staan nie net so nie. Daai ontploffing, jy kan dit aan hom sien. Jy kan sien die krag van die Heilige Gees het daai ou begin aanraak. En ek wil hê ons moet ruimte los vir die Heilige Gees om in hierdie aanbidding in gees en in waarheid hierdie stuk, jy kan dit self gaan lees, maar die Samaritaanse vrou, 'n vrou wat nie saam met naby die Jode maar so gekom het nie, en nog minder by Jesus. Maar Jesus sit by die put, en sy kom daar om water te skep, want sy's dors. Jesus sit by die put. Is jy dors vanoggend? En hy sê, as jy dors het vir my, sal jy nooit weer dors het in hierdie lewe nie. Hy sê, want strome van lewende water sal uit jou binneste uit opkom. En hoe klink dit? Die Gees sal dit vir jou openbaar. Die woord sê, wanneer jy in tale praat, is jou gedagtes onvrugbaar. Maar so maklik, wanneer ons met tale wil begin praat, dan probeer dit ons dit met ons taaldeel van ons brein uitvind en uitfigure. Nee, dit kan nie waar wees nie. Die woord sê, jou brein is onvrugbaar. Daar's 'n studie gedoen, as jy gereeld in tale bid, is mense se lewensverwagting langer as dies wat nie in tale praat. Ek probeer 'n dringendheid by jou kweek, om 'n soeke te hê vir 'n diep aanraking van die Heilige Gees. En die manier hoe die Heilige Gees werk, is hy's 'n gentleman. Hy sal hier werk in die uiterkant. Jy sal dit hoor, daai een is gevul. Maar hierso sal hy op 'n sagte, rustige manier sal hy een kom vul. Pasop dat jou vlees nie dan onderskei, nee, daai een is kragtiger gevul as hierdie ene nie. Kom ons bly in aanbidding, en as jy 'n soeke het, vertrou ons vandag die Here, dat Klein Karoo gemeente op hierdie dag, die 12de April 2026, 'n rooi letterdag sal wees, toe die krag van die Heilige Gees hierdie plek getref het, en die deurposte geskit het. Dis nie net ons neem notisie nie, in die Gees neem die engele notisie. In Oudtshoorn sal ander plekke se deurposte sal geskit word, omdat die krag van die Heilige Gees ontplof het in 'n plek. En hy sal sy woorde in jou mond sit, sodat jy kan gaan en doen wat sy woord gesê het. Kom ons bly in aanbidding. Theo stuur gister vir my 'n boodskap uit Habakuk 1. Hy sê die Here het geantwoord. Kyk na die ander nasies. Julle sal verstom staan oor wat julle sien.
ek gaan nog tydens julle lewens iets doen wat julle nie sal glo as dit vir julle vertel word nie. Ek lees dit weer vir jou. Habakuk 2 vers 5. Die Here het geantwoord. Nie mens nie, nie Habakuk nie. Die Here het geantwoord. Kyk na die ander nasies. Julle sal verstom staan oor wat julle sien. Ek gaan nog tydens julle lewens iets doen wat julle nie sal glo as dit vir julle vertel word nie. Amen. Glo jy dit? Glo jy dit? Ek het 'n ruk terug vir jou gesê, hoor jy die reën? Dis 'n fisiese teken nou buitekant. 'n Mens hoor dit in die aand, dan hoor jy die reën. Hoor jy die gedruis van die reën? So moenie nou dink fisies buitekant nie, hoor jy die geestelike reën kom? En ek hoop dit maak jou opgewonde in jou binneste. Want die Here gaan iets kom doen in jou lewe, in hierdie gemeente se lewe. En mense sal verbaas staan. Jy sal dalk nog verbaas staan as die Here dit kom doen. Vir wat hy kom doen. Jy moet maar net elke Sondag hier wees en seker maak jy mis nie 'n Sondag nie. Somme net nie. Jy mag op verlof gaan en jy mag op honeymoon gaan. Ek sien die nuwe getroudes is hierso. Hulle is in die huis. Jy mag op verlof gaan. Maar wanneer jy terugkom, maak seker jy's hier. Want die Here is besig om iets te doen. Amen. Amen.